Welkom in die kombuis. Hier by die groot ontbyt. Suzanne Crozier is besig om goeders te skuiwe. Hallo, hoe gaan dit dan? Is jy reg? Wel, sal 'n mens ooit wees? Ek dink so. Ja, ons het vandag behalwe dat vir die gebrekte koekie besigheid. Wat my laat wonder. Wat maak ons vandag? Ja, ek het die baie whisks aangeval. Wat maak ons vandag? Ons maak vandag halwe perske slaai. Ek wil sê slaai. Maar toe ek die resep lees, ek sê dis meer pudding. Maar kom ons besluit daaroor aan die Perske slaai einde. pudding. Ja, perske slaai pudding. So, ja, ons gaan aan met die erfenisresepte julle. So, Happy New Year. Dis nou die eerste keer dat ek weer terug is. Mooi. Op die show. Wie sin is hierdie? Hierdie erfenis. So hierdie is nou die Hester Celia, Cecilia Bloem van der Walt, te lang woord, ons noem haar Hester almal. Cecilia Bloem van der Walt. Ja, ons almal noem haar Tannie Sila en sy bly hier in Groenkloof in Pretoria. En haar dogter Karin het vir my 'n paar resepte gestuur en toe kies ek hierdie wat ek gedink perskies is lekker in seisoen nou en ja, 'n perskies is my gunsteling dinge dit encapsulate somer. Is dit die regte woord wat ek wil sê? Encapsulate. Ja. Dus ons sal sê ja. Ja, sê ja. Ja, vasvang. Okay, so jy gaan nou, ek weet dit is nou eers Woensdag, maar jy gaan saam vir my die Marie koekies fyn maak. So ons het 2 segmente vanoggend. Ek wil begin met die sousie en dan sal ek die tweede segment sal ons dan die vulsel maak en die hele dis bymekaar bring. Nou, hoekom met Woensdag te doen met die koekies wat ek moet fyn maak? Is dit frustrasie uithaal? Frustrasie, want dis nou nog my eerste keer hierso, maar dis nou al jou 27ste keer. Hoe fyn moet dit wees? So jy wees? moet nie te hard wees nie, jy moet net saggies wees, maar dit moet nogal opgebreek wees. Ek het dit, dankie. Okay, maar pas op as die sak nie moet breek nie. Das Ek sal. Okay, hier binne. Want ek het gaan my resep vir ons sousie regkry. So jy moet 'n dubbelkoker regkry. Dit beteken 'n pot met water en 'n metaalbak wat nie aan die water raak nie. Ja. Goed, 'n eier. 1 eier. Gewoonlik breek ek die eiers voor die program, maar dit het nie vandag jy kan eier gebeur nie. breek. Jongen, wat as hy vrot is? Verrassing. Lemoensap, 1 lemoen se sap. Ja, Kwart koppie suurlemoensap. kwart koppie suurlemoensap. Sir. Kwart koppie suiker. En dan kan jy so 'n goeie knypie sout bygooi. Bietjie sout. Yes. Alright. En dan meng jy hierdie storieetjie nou en dan gaan ek dit nou hier oor die dubbelkoker sit. En ja, dit lyk vir my baie mooi. Dit lyk baie mooi. Dis goed. Okay, so ons gaan hierdie nou gaar maak. So Ja. jy moet versigtig wees. Jy hoef nie te klits nie, maar jy moet soos dit aanhou beweeg. Al die besigheid nie gekookte scramble eier raak nie, As ja? ons skryf wel raak. So wat ons doen is wil hê die eier moet gaar word en dikker word en dan gaan ek tussen ons 2 segmente 'n bietjie room klits en dan gaan ons dit nou hierso deur. Nou meng, nou maar deur netjies. vou. Hierdie koekie besigheid gaan later kom vir die Ja, volsal. hy kom so met ons vulsel wat so met maaskaas, pineappel, bietjie mayo gemeng gaan word. Nou maar Dan gaan lekker. ons Dit gaan ons nou doen. Ons Ja. gaan eers gou 'n advertensiebreek vat en dan sit die nuus en die weer en die markte en dies en daai en as ons terugkom dan maak ons hierdie perske slaai pudding McGaffer. Yes. Welkom terug by die groot ontbyt en hier kom by saam met chef Suzanne Crozier, dame. Yes. Hierdie perske slaai pudding heel gevulde koekie besigheid. Hier is een van die klassieke Afrikaner resepte wat ek love, want ek dink dit is so nostalgies. Waar ons 'n soetslaai maak. 'n Soet slaai. Want wie wil nou 'n soutslaai hê? Exactly. Okay, kom ons recap gou-gou. So ek het nou daai sous wat die eier en lemoen en suurlemoen sap storie het ons gaar gemaak op 'n dubbelkoker en toe het ek dit laat afkoel en ek het room geklop en hier's die room. Ek het van die room al ingesit. So jy kan hierdie vir my gee my ek gaan vir jou hierdie rooi ding gee, dan gee jy vir my daai ding. deurvou, Wat jy ja. vir my deurvou. Dankie meneer. Ja, die tegniek is so spot on. Jy het my geleer, Die meisie. vocab. Jy het my geleer. Okay, dan het ons die Marie koekies wat Peer met sy woede vir ons fyner gemaak het. En dan sê Tannie Sila, is dit 8 onsse? 8 onsse, 6 onsse. Kyk op die resep. Maar dit is 180 180 gram gladde maaskaas. 180 gram gladde maas. Yes, en dan
Mayonnaise. Myne? Yes, 'n kwart koppie, so dis omtrent 60 ml. En dan het sy gesê gaar gekapte pineappel, maar omdat ek 'n huisvrou is, het ek besluit ek gaan sommer geblikte pineappel vat wat fyn is. Ja, want dis ook sag, né? Nee? Ja, dit is. Dis ook En wel dit moet net gaar wees. Ja, ja. Okay, dan meng ons nou die storie saam. En nou het ek het daai mengsel nou gisterand gemaak, maar my wenk wat ek wil sê is ek dink jy moet die vulsel maak, in jou perske skep en dadelik bedien. Vars. Yes. Nie laat staan eers in 'n Weet jy wat yskas hierdie- Want hierdie is nou vir my, dit is nou sag. O, jy wil die Ek weet die nie. koekie besigheid die crunch raak weg. Yes, die crunch raak weg. Jy het die crunch Ek nodig, weet nie, nee. ek moet miskien vir Karin bel en vir haar vra, Of 'n moet mens dit 'n crunchy of 'n sagte ding wees? Ja, mense dink ek dink die perske is so sag, so jy het 'n bietjie van 'n crunchy vulsel nodig, dink ek. Of kontras. Ja, dis wat ek ook dink. En sy het nie, Tannie Sila het nie gesê wat se perskes jy moet gebruik nie, maar ek het nou sommer geel perskes gebruik, maar jy kan ook daai lekker white flesh perskes wat nou in seisoen is gebruik. Nektarine of 'n Of 'n nektarine. So ek dink dit hang maar af waarvan jou familie hou. Ja. Wat jy vir hulle kan maak. Nou maar en dis dit. En dan skep jy hom in die perske Dan skep jy hom in die perske. en dan bedien jy die perske heel met die vulsel net by. so. die koekievulsel. Dis wat uit ons oor. Ek net weet of ek nog een kan skep. Ons het nog so rukkie skep O, rustig. kan ek maar rustig skep. Okay, cool. Daar sy. Hoor jy hom? Dit- Hy gaan tip. Wag. Dit voel vir my Hy. dit voel vir my of die varsvulsel beter vertoon. Of kyk hoe mooi Afrikaans wat ek gebruik so aan. Jy sal trots wees op Vertoon my. is 'n besondere woord. Vertoon. Ja, dit Jo. vertoon vir my. Dis omdat ek die klas gegee het in Engels hierdie vakansie en ek het my Afrikaans opgeskerp. Nou ja, daar het jy dit. Daar sy. Okay, so Tannie Sila werk vir 'n ouete huis hier so in Groenkloof. Ja. En sy is die voedseldiensbestuurder en so sy is al vir jare in die bedryf. Ja. Maar die periode lyk fantasties. Nou, jy het my geleer, soos ek gesê het. Mooi. En skoon skep jy dan 'n boel. Ja, dis die sousie. Ek wou sê dit lyk bietjie elementêr. Ek het vergeet van die ding. Elementêr. Ja. En ek hou daarvan dat jy kan nog sien hoe die dinge moet lyk. Jy wil hom nie heeltemal toegooi so sekere restaurante wat hulle Ja, dan moet jy moet goed onder besigheid sien. Ja, jy wil mos nou kan sien dat dit lekker lyk. En natuurlik kan jy nou het ek my bakkie misplaas, die sous in 'n klein bakkie sit met 'n lepeltjie. Dat mense hulle self sous Dat as gooi. jy nog wil sous hê, kan jy vir jou nog sous gooi. Sous. Ja, maar dis ook 'n Afrikaanse ding om te doen behalwe van hierdie Afrikaanse dis is daar's 'n ekstra sousie. Ons hou mos As jy van ekstra sous. sousie wil hê, daar's 'n potjie. Grawe op jou, daar's 'n potjie. Dis 'n lekker sousie. So ja, Tannie Sila se Wat noem mense dit? sy dit wag net gou. Ek Wat- het wat- ek jy moet 'n naam daarvoor hê. Kripnotes. Want dis nie Sy noem dit dis nie 'n slaai nie. 'n halwe perskeslaai. Maar dis nie 'n slaai nie, dis 'n heel happie. Dis 'n amper 'n nagereg. Dis vir my ek sou dit as 'n nagereg eet. Ja. Maar jy kan dit as 'n bygereg. Kom ons moet liewer 'n bygereg. 'n bygereg. 'n bygereg eet. Maar jy daar's baie Afrikaner resepte wat dieselfde tipe ondertoon het, soos mayo, pineapple. Partykeer sit hulle daar's mos so 'n slaai resep met marshmallows in. So dit is 'n baie culturally correct resep hierdie. So Erfenisresep. Wonderlik. Ja, ek en jy het 'n bietjie gechat oor erfenisresepte. So as jy vir my 'n resep wil share van jou familie, Stuur. Stuur dit vir ons na grootfm.co.za info by grootfm.co.za Ja. en dan gaan Susan dit vir ons Ja, en opklits. dit is altyd vir my lekker en dit is lekker om die stories te deel en resepte met almal te deel, want dit is hoekom ons resepte het, is dat ons dit moet deel. Dit gaan oor die stories. Baie dankie Verseker, Susan vir jou dankie. tyd vanmôre, dit was lekker. Dit was lekker. Nou ja, daar het jy 'n perske soet gevulde gereg bykos ding. Kry hom, is lekker. Die natuurlik onder die aan die YouTube kanaal gekyk op YouTube, daar's die resep Ja, uitgestippel as daaronder. As ons terugkom na advertensiebreek, dan kuier ons met 'n nuwe sanger genaamd Ayrton. O, lekker. Ja, Ja. ek gesien hoeso. Hulle